Heerlik om julle te sien. En volgende dankdiens ook, ons is altyd 'n dankdiens, en besonder vanoggend ook, ons het verlede jaar altyd so gedoen, dat ons na die bazaar en lekker saamwerk. 'n Dankdiens het ook, omdat ons die Here se versorging daar sien. So, het is daar nie besonder dankbaar dat jy hier so is vanoggend, dit gaan ons help om nog lekkerder te kan sing, ons sing altyd lekker. Ons, so saam met die orgel lig dit ons sommer op. So vanoggend 'n klomp lofliedere wat ons voor die Here gaan sing. Kom ons doen dit van harte. Daar is so baie om die Here voor dankbaar te wees, asseblief nie net vir die finansies nie, dit help ook. Maar ons het gister, was daar mooi gesprekke, was mooi saamgewerk, was so baie waarvoor ons kan dankbaar wees, mense wat kom om ook hulp by die kinders van die Here te soek. So kom ons loof die Here vir al hierdie. Ons sing saam Psalm 29 in die tweede honderdte. Ons gaan daarvan 4 verse in vers 1, 2, 3 en 5. Prys die Here hemelinge. Hy verskyn in al sy mag, prys die Heer van alle dinge, buig hom neer voor sy gesag. So saam met die engele en al die wesens wat die Here geskaap het, daar wat jy daar in Openbaringe van lees. Eer en dank ons die Here nou. Kom ons doen dit. Kom ons staan ook as ons dit sing as jy kan. Ons verklaar dat aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid vir ons moet gee. God bevestig dan sy seën ook oor ons, genade, geliefdes en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons amen, as jy kan, as jy nie kan, jy sit asseblief, dit mag maar sit en sing ook, maar as jy kan staan, sing saam met ons lied 209, en dan gaan ons ook daarna Psalm 148 saam met mekaar sing. Ons sing in hierdie liedere juis oor God se skepingsmag, sy bewaring en sy seëning oor ons. Kom ons sing dit hartlik saam.
gaan ook nou ons geloof bely, en dit doen ons ook deur die lied te sing. Julle kan gerus sit, as, ek praat nie van die wat nie kan staan nie, hoor. Ekskuus. Partykeer is hier van ons ouer mense wat so graag wil staan, en dan sal hulle nou staan en vir hulle self in skade instaan. So sit gerus, julle kan saam met ons die Here loof, maar staan as jy kan, staan namens hulle, en dan gaan ons geloof bely met Skrifbronne 12:3. Baie bekende lied, ook vir ons in ons gemeente. Enigste Here, enkele wees, ons glo U met ons hele hart. Kom ons sing dit van harte ook, as ons saam is nou, en ons aanbidding voor die Here. Kom ons bid saam. Here, ons het hier reeds begin aan bid met ons liedere. Ons het in afwagting U seën ontvang, soos wat U ons in die week reeds geseën het en oor ons bevestig as ons by mekaar is. Ons kon die lof verkondig, die lof sing met ons liedere. Ons onthou uit die woord in hierdie psalms en liedere wat ons sing, dat ons saam met die hemelwesens aanbid. Saam met die hemelwesens op hierdie oomblik U lof besing. U maak ons deel van so 'n groter koninkryk, 'n groter lofprysing aan U. Daarom wil ons juis saam met die hemelwesens, die engele, sê heilig, heilig, heilig is die Here. Ons kom in dankbaarheid voor U. U is vir ons besonder goed. Here, in hierdie tyd waar die kerk oralste reg oor die wêreld kwyn, waar regerings en mense en instellings U nie erken nie, U kinders die kerk nie erken nie, waar daar teenstand is, eer ons U dat ons vanoggend U in vryheid en vrede mag aanbid, dat ons daarop kan roem dat U ons ken, want dit is wat U sê, U ken elkeen, selfs hulle wat beweer dat hulle nie glo nie, U ken hulle ook. Maar wat 'n vreugde vir ons en 'n dankbaarheid om dit te mag weet. Ons wêreldjie is klein. Ons wil vir onsself, ons eie koninkrykies bou. Ons fokus so op ons eie wêrelde, op ons eie prestasies. As jong mense fokus ons dikwels op dit wat ons wil word, die sukses wat ons wil behaal, die naam wat ons wil maak. Dit alles beteken niks as dit nie in U is nie.
Ons dink met dankbaarheid ook aan Christus se verrigtinge, dat ons in die sweet van ons aangesig ook iets kon verdien, en daarmee nie die inkomste nie, maar Here, die feit dat hier baie mense was, wat nie deel is van hierdie liggaam hier op hierdie plek nie, maar van elders. Mense wat kom saam feesvier het, kom ondersteun het, kom gesprekke maak. Maar net so, Here, dank ons U vir elkeen van ons wat nog die liggaamskrag kon hê om gister te kom werk, wat gasvry ontvang het, wat opgeoffer het, wat lief was en lief is. Ook daarvoor eer ons U. Maar Here, hierdie dankbaarheid is niks as dit nie vir U is nie, en as U ons nie lei nie, daarom pleit ons dat U ook nou uit die woord hierdie leiding in ons wil voorsit. Vat ons vorentoe, Here, herinner ons aan die groter werke, hierdie groter werk in ons. Leer ons uit die woord wat lofprysing en seëninge is. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Liefdes, soos julle gesien het, is ons vandag besig met Psalm 134, so jy kan die Bybel daar oopmaak. Ek gaan vra dat as jy hom oop het, dat jy hom net eers stil, jouself stil lees, en dan gaan ek hom vir ons saam ook lees. Lees hom in die vertaling wat jy het. Psalm 134. Ek lees uit die 2020 vertaling, 'n pelgrimslied. Kom, prys die Here, julle almal diensknegte van die Here, wat snags dienswillig in die huis van die Here. Hef julle hande op na die heiligdom en prys die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Dit is die woord van die Here. Ons is aan die einde van ons reeks uit die pelgrimsliedere. Wat 'n psalm om hier af te sluit. Want seën en lofprysing is die kern van hierdie kragtige psalm. Kort. Dit is die tweede kortste psalm, die psalmbundel. In Afrikaans, in die vertaling wat ek het 46 woorde. In die Hebreëus nog korter, 23 woorde. Die man het geweet om 'n ding raak te vat, nie woorde gemors nie. 23 woorde. Om 'n pelgrimslied te skryf, wat al hierdie pelgrimsliedere eintlik mooi in een lofprysing en een seënbede voor die Here saamvat. So ons besoekers, ons het nou van Psalm 120 weer gewerk op by 134 en hierdie lied is eintlik dan die kers op die koek as jy wil. Maar broers en susters, seën en lofprysing behoort ook die kern van ons geloofslewe te wees. Die praktyk daarvan as jy dit op sou som, dan sou ons kon sê, maar ons seën God met 'n lewe wat hom loof en prys. En hy seën weer vir ons as sy kinders uit genade. Die woordjie wat hier met prys vertaal word, kan jy net sowel ook met seën, om iets op iemand te seën vertaal.
Dis 'n vreemde konsep in Afrikaans, praat ons nie daarvan dat ons God seën. In Engels is dit so 'n bietjie meer 'n aanvaarde manier van praat nie, to bless the Lord. Bless the Lord is 'n oproep vir ons om God te seën, en dink jy, hoe kan ek God seën? Hy is groter as ek. Die bedoeling is 'n seëning, net iets wat hom prys, iets wat sy naam groot maak, is die bedoeling. So 'n praktiese vraag vir jou vanoggend is of lofprysing en seën teenoor God werklik 'n praktiese, 'n dinamiese deel van jou lewe is. As ek vir jou sê, jy moet God loof en prys, weet jy wat dit is? Of is dit 'n konsep, nee, ons moet maar Sondag kerk toe gaan om dit te doen. En mense het 'n orgel daarvoor nodig. Lofprysing in hierdie opsig het 'n woord geword wat baie keer as 'n plaasvervanger gebruik word vir lofsange. Die Engelse terme praise and worship, jy al gehoor, ons gaan nou praise and worship ding, is dit 'n aandbaan daar dan spesifiek musiek gesing word. En ek dink ons is armer as gevolg daarvan. Ek dink dit is ons geoorloof om te sê, hierdie sogenaamde lofprysing, daarmee wil ek nie opregte lofprysing enigstens afwater nie, ons wil dit opreg doen, ek is dankbaar. Maar my waarneming daarvan is dat hierdie sogenaamde lofprysing en lofsange voor God vervlak het. Dit het eenvoudig geword, of soos ons ouma Hugo Babas gesing het, sou gesê, kom, dis kom. Jy sou nie eers so vir jou meisie sing as jy ook verlief is en vir bewys die religie, sou jy nie so kom in liedjie sing. Dit het eenvoudig geword, veral as jy dit vergelyk met die diepte van hierdie psalm, 23 woorde, maar diep. So waartoe roep hierdie laaste psalm van die pelgrimsriede jou en my op? Soos wat ek en jy ook in ons geloof vorentoe beweeg. So besoekers, sommer net weer vir julle ook 'n verduidelik, pelgrim is 'n geloofsreisiger, is iemand wat in sy geloof en vir sy geloof op reis is. En dit is ook ek en jy, soos op pad na die beloofde land. Om die diepte van wat hier gebeur in hierdie lied te verstaan, wil ek hê, moet jy jou Bybel oopmaak en saam met terugblaai na waar ons begin het. Kom ons hoor wat het ons reeds uit die pelgrimsliedere geleer, sodat ons kan verstaan wat God nou hier doen. So, Psalm 120. Die pelgrims het ver gereis oor ons in hierdie lied, dit was regtig vermoeiend. Maar hulle het gereis terwyl hulle geweet het, hulle was bewus van verdrukking, die mense het hulle lewens vir hulle moeilik gemaak. Dis waarvan hulle daar 120 sing. En dan in 121, baie bewus van die gevare langs die pad. En jy onthou, waar kom my hulp vandaan? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, selfs al sou die berge en die goed rondom in my bang maak. 122, hoor ons hulle kom met vreugde in Jerusalem aan, hierdie stad waar die tempel is, en hulle sê, God is regverdig. Dit staan uit in hierdie psalm. 123, hoor ons hulle reis soos slawe, diensknegte wat hulle hande nie van hulle eienaar, hulle oor nie van hulle eienaar se hande afhou nie. Hulle hou die heeltyd hulle eienaar God se hande dop. Waar is hy besig? 124, God is vir ons. Hulle besef dit. God is vir ons. 125, God is 'n betroubare beskermer. 126, om God te aanbid, bring soms trane. Maar uit die trane oorvloedige seëninge. Jy onthou daai, trane sal jy saai, met 'n jubel sal jy maai. 127, hulle het geweet, huise en stede en 'n nageslag kinders kan net deur God gegee word en kan net deur God bewaar word. As God nie bewaar nie, is dit te vergeefs. 128, in hierdie lied sing hulle oor die kern van die gesin, die rol wat die gesin speel in die seëninge wat God gee en in die uitleef van God se seëninge. 129,
'n bietjie 'n omgedraaide Psalm, wat sê, as jy nie in God glo nie, as jy Sion haat, met oor hierdie plek, waar God aanbid word, dan kan daar nie 'n seën oor jou uitgespreek word nie. Jy sal nie die seën van die Here ervaar. So wat hulle hier in die Psalm sê, is nie goedkoop nie. Hierdie seëning van God is vir sy kinders. 130. Hierdie lied hoor my so diep bewus hulle is van hulle sonde, en dan wag hulle met absolute sekerheid op hierdie God wat sondes vergewe. Hulle sê hulle het meer sekerheid op die vergifnis van sonde, as dat wagte seker is die son gaan môreoggend opkom. So seker is hulle dat die Here hulle sondes sal vergewe. 131. God troos sy kinders soos wat 'n mamma 'n gespeelde kind troos as hy huil. Daar's troos by God. 132. Hulle besef dat om God te volg, om by die geloofsreis te wees, vra groot opoffering. Hulle onthou Dawid se opofferings. Maar binne hierdie Psalm so duidelik, die grootste opoffering kom van God. Wanneer hy uit die geslag van Dawid, uit die huis van Dawid vir ons redding sal bring. Moet vooruitkyk na die koms van ons Here Jesus, profesie daarvan. En dan 133, wat ons laasweek oordink het. Eensgesindheid is 'n seëning wat van God afkom. Duidelik die Psalm is iets wat van hoog na laag gaan, van Horeb na Sion. Dit loop af deur net van die kop, die olie wat op die kop val, deur die baard tot in die soop van die klere. Dis 'n seëning wat van God deurvloei na sy kinders toe. En van daar verder. En nou staan hierdie reisigers op die punt om terug te keer na hulle eie huise. Al hierdie vreugdes waarvan hulle gesing het, al die beproewinge, al die emosies, al die ervarings, lê nou weer voor hulle. Hulle het nou gekom en nou moet hulle teruggaan. So die prentjie wat ek en jy hier in ons gedagtes moet hê, is hulle het vroeg opgestaan. Soos wat ons dink, as jy moet ver reis, dan staan jy vroeg op en hulle reis so 'n paar dae duur. En soos hulle nou op die punt staan om te vertrek, kyk hulle terug na die tempel. Onthou, die tempel is dan hoër, die hoogte, Sion. Hulle kyk terug en daar sien hulle nou die Lewiete en die priesters, wat soos wat hulle opdrag was, waggel en dienswerk doen in die tempel. Reg deur die nag ook. So dink nou nie vir jou, die son steek nou net sy kop uit, hulle gaan nou gaan. En hulle staan reg en hulle kyk op na die tempel. En dan roep hulle, juis hierdie dienaars van Jahwe, nou Jahwe is een van God se name, dis die verbondsgod. Hulle roep nou hierdie dienaars in die tempel, roep hulle op met hierdie woorde, kom! En dan 'n opdrag, prys, of soos ons sê, seën die Here. So die prentjie wat ons hier het, is een van afskeid. Volgens die Hebreëus is hier 'n pragtige woordspeling, wat 'n mens help verstaan. So, die wat nou gaan vertrek, roep hulle wat gaan bly op, om die Here te prys en te sien. Amper asof hulle sê, soos wat ons hier gekom het, soos wat ons deur julle priesters en leviete, deur julle dienswerk die Here in sy tempel kon prys en kon seën, so moet julle asseblief daarmee aangaan. Hou aan daarmee, terwyl ons nou weer op reis gaan wees. Die aanbidding en die lofprysing en die seëninge hier op Sion en in Jerusalem en in die tempel, moet nog nie ophou as ons vertrek nie. Soos wat ons reis, wat ons weet, dit gaan ook hier aan. Die woord vir diensknegt wat hier gebruik word, beteken letterlik hulle wat staan, of hulle wat bly. Die bedoeling is definitief ook hulle wat volhard. Hoor julle so, die wat gaan, roep die wat bly op, om die Here te loop.
Ons kan ook daarmee verstaan, hulle wat deur die nag volhard om alles in die tempel reg te kry vir die volgende dag se aanbidding. Maar hulle wat deur die nag ook in gebed voor God volhard, om vir hierdie wat nou gaan reis, voorbereiding te doen. Dis wie opgeroep word. Kom, hou aan hiermee, volhard in julle lofprysing. En dan word dit opgevolg met vers 2, selfs 'n meer intense oproep tot lofprysing en aanbidding. Hier staan die diensknegte van die Here moet hulle hande optel in die tempel terwyl hulle die dienswerk doen. Waarskynlik die mees direkte bedoeling hiermee is dat terwyl hulle in die tempel besig is om te sorg dat julle onthou die lampstander, daar's 'n lamp en hulle moes op daai ding mag nooit nie gebrand het nie, so 24 ure 'n dag moet hulle die olie opvul. Dit doen hulle, terwyl hulle by die tafel van die toorbrode, daar waar die Here se voorsienigheid, sy versorging is, moet hulle sorg dat daar vars brood kom. Dit doen hulle deur die nag. Hulle sou onthou, net die allerbelangrikste is die wierookaltaar wat moet brand en hulle gebede vir die volk, terwyl hulle besig is met die brood en die kandelaar wat moet brand, die wierookaltaar moet hulle vir die volk intree in gebed. Wat moet hulle doen terwyl hulle daarmee is? Dan sê die volk vir hulle, lig julle hande op na die allerheiligste. So as jy nou by die ingang sal inkom, daar waar die offeraltaar is, en die waskom waar hulle hande gewas het, en hier by al die meubels in die tempel verby so loop, dan is daar ons nou die voorhangsel, en agter dit die verbondsark. So die opdrag is, lig julle hande op, hier na die verbondsark se kant toe, na die voorhangsel, want onthou daar op die deksel van die verbondsark, tussen die twee engele wat op die deksel was daar hierdie lig, die Shekinah glorie, die symbool, die teenwoordigheid van die Here wat hy sê, ek is met julle. Lig julle hande op om te erken die Here is hier by ons. Dieper en dieper. So vat hulle ook nou die priesters en die leviete. Lig julle hande op om te erken die Here is by ons. Onthou om vir ons te bid, selfs in die nag. Maar doen dit voor God en in 'n praktiese manier van oorgawe. Wat beteken dit? Mense kan nou sê, "Sjoe, dis selfsugtig, hulle wil net vir hulself hê," maar met hierdie woorde bemoedig hulle eintlik die leviete en die priesters vir hulle dienswerk. En dan het jy 'n diep belangrike ding, en dit is, moenie dat dit net 'n ritueel sal wees nie. Moenie dat julle net julle mooi kleertjies aantrek en al die geluide maak en die trompette blaas en so, maar nie voor God kom in aanbidding nie. Ons is nie besig met rituele nie. Julle is voor die lewende God. Om jou hande in God se teenwoordigheid op te tel, op te hef, is 'n teken van oorgawe. Beteken die Here, hier is ek vertrou U volkome. Ek soek U. Dit is waar aanbidding word opgeroep word. Dit is om God aanhoudend en opreg te prys. Want dit is so maklik wat dit kan verval. Dit is so maklik wat dit kan vergeet, selfs vir priester en leviete wat heeltyd in die tempel van die Here werk. Wat 'n aangrypende toneel, wat homself hier afspeel. Die pelgrims het nie net gekom om te ontvang en om bedien te word nie, maar om nou in eensgesindheid, soos wat hulle in 133 gesing het, om hierdie eensgesindheid te aanbid, en om hierdie manne wat hulle getrou gehelp het vir die hele tyd wat hulle daar was, om hulle offers te kan bring, om regtig opreg voor die Here te kan kom, aan te spoor en sê, kom prys die Here, prys God, seën God, met 'n gehoorsame lewe. En dan in vers 3 hoor ons die gesprek nou omdraai. Dis 'n dialoog. Nou is dit die priesters en die leviete aan die woord. En hulle is gehoorsaam, hulle het 'n opdrag, as jy gaan lees in Numeri, het hulle die opdrag gehad waar weer Jahwe, die God van die verbond,
sê, seën my kinders namens my. Hier is die woorde waarmee hulle moet seën. Die seënbede wat ons baie keer ook aan die einde van ons samekoms gebruik, kom ook van daar af. So wat doen die priesters en die leviete? Hierdie plek waar hulle bly, hierdie plek waar hulle werk, waar hulle nou gaan staan, waar hulle gaan volhard in aanbidding, bid hulle nou vir hierdie reisigers, hierdie pelgrims, God se seën uit Sion toe. Mag julle dit beleef. Dit is nie net hier nie. Dit is nie plekgebonde nie. Mag al die offers wat julle gebring het, mag die aanbidding en die lofprysing wat daagliks hier in Jerusalem gebeur en by die tempel daar op die berg Sion gehoor is, mag dit nou vrug dra in julle lewe. Mag die goeie gevolge van wat ons in hierdie tyd van aanbidding en feesviering in Jerusalem en in die tempel gedoen het, saam met julle gaan. Dis wat hulle hier sing. Die reisigers sou hoor dat die priester sê, mag die Here se goedheid julle van hier af agtervolg. Soos wat julle reis. Soos wat julle weer by die hoë berge en die diep skere verbygaan. Soos wat julle weer teruggaan na mense toe wat lieg en bedrieg. Mag die seën van die Here met julle gaan. En dan volg hierdie woorde aan die einde. Woorde wat hulle vertroue in die Here se seën sal bevestig. Dis 'n lied, dis 'n woorde wat ook in 'n klompie van ons pelgrimsliedere al aangehaal is. Hy is die Here wat hemel en aarde gemaak het. Onthou, dit is van hom wat julle hulp vandaan kom. Dink aan Psalm 121, nee, vers 2. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Jy kan dit vertrou. So wat sê hulle vir hierdie mense? Gaan in hierdie seën. Hierdie seën van die Here wat afloop van hom af, van Hermon, die berg Hermon na die berg Sion toe. Van die kop van die priester af deur sy baard tot in die soem van sy klere na julle toe. Gaan wees 'n seën, soos wat Abraham se opdrag was. Gaan wees dankbaar. So die oproep is ook, kom prys die Here. Seën hom met gehoorsame lewens. Broer en suster, lofprysing is verseker ook sing, en dit is verseker ook musiek, maar dit is ook baie meer as dit. Lofprysing is om vanuit God se seën, hierdie seën wat hy oor ons uitgiet, te gaan lewe. Dis lofprysing. Lofprysing is my hele lewe, dis nie 'n geleentheid op 'n Woensdag aand iewers, of dalk op 'n Sondagoggend. Dis my hele lewe. Daarvoor moet ek weet wat lofprysing beteken. Ek moet weet wat beteken dit as ek sê, seën die Here. Wanneer jy dit verstaan, dan word jou lofprysing dieper en nie vlakker en vlakker. Ja, dit beteken ook dat dit dalk reg deur die nag kan wees. Soos wat hierdie leviete en priesters doen. Lofprysing gebeur wanneer jy ook wakker word en iemand onthou of 'n gebeurtenis en op jou knie gaan of daar in jou bed bid, sodat iemand anders dalk môre in oorgawe en in aanbidding voor die Here kan kom. My gebed is ook 'n voorbereiding vir iemand anders se aanbidding van God. So my vraag, baie prakties, broer en suster, bid en prys en seën jy so jou God. In 1 Timoteus 2 vers 8 hoor ons hoe Paulus daarop aandring as hy vir daai gemeente skryf. Dan sê ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef. Vry van onmin en twis, vry van bekleierery, goedertjies. Die bedoeling is, los jou geite. Kom bietjie oor jouself.
lig op jou hande in aanbidding voor God, asof jy soos daai priesters die allerheiligste sien en God se teenwoordigheid beleef. Ek dring daarop aan. Oorgawe aan God in lofprys en broers manne, seuns, dit moet ons trots wees. Jou en my lofprysing aan die Here as mans moet ons huise aanspoor, sodat ook my vrou en my kinders God so in 'n hart en 'n gesindheid van oorgawe sal aanbid en prys en seën. Daar's 'n spesifieke rede in God se skepingsorde hoekom dit so gesê word. Vrouens asseblief, beteken nie jy kan dit nie doen nie. Ons het ook huise waar vrouens die verantwoordelikheid vat. En dan het ons huise waar mans amper het ek nou gesê, slaapgat, is om dit te doen, om die verantwoordelikheid te vat wat die Here vir hulle gee om dit te doen, waar die vrouens dit doen, en ons eer en dank die Here vir sulke vrouens. Manne, dis ons opdrag, dis ons trots om hande op te lig in oorgawe en aanbidding voor die Here, sodat ons gesinne ons kan volg. Is jy so 'n man? Broer, is jy so 'n man? Seuns, is jy besig om te groei in so 'n man in? Iemand wie jou hele gesin sal volg, lofprysing voor die Here. Die rede daarvoor is juis die belofte van die oorvloedige seëninge wat ons in en deur ons Here Jesus kry. Paulus skryf hiervan in Romeine 11 vers 26. Hy haal Jesaja uit. Uit Sion sal die redder kom. Moenie dat hierdie woorde weer verbygaan nie, hoor. Uit Sion sal die redder kom en hy sal die goddeloosheid van sy volk Jakob verwyder, die sondigheid. En hierdie verbond sal ek met hulle sluit wanneer ek hulle sondes wegneem. Waarvan skryf Jesaja hier? Wat haal Paulus hier aan? Dis 'n profesie van Jesus Christus ons redder. Hy is ons redder. Dink hier aan prakties. Hy het Jerusalem toe gegaan as 'n pelgrim, baie vandat hy 'n klein seentjie was. En toe as hy sy bediening kom, gaan hy as 'n geloofsreisiger Jerusalem toe. En hy is die finale, die perfekte geloofsreisiger. Die perfekte pelgrim. Wat gaan doen hy daar, sodat hy daar die sonde en die dood kan oorwin? Net soos wat die skrifte gesê is. Hy die skrif vervul. Hy is die redder uit Sion. Die Here Jesus is jou en my redder waarvan hierdie psalm sing. Die seënbede wat saam met ons gaan. Dis vervul. Hoor ons vandag hierdie oproep. Hoor jy hierdie oproep, dienskneg van die Here? Jy is gesalfde profeet en priester en koning, jy is die dienskneg wat selfs in die nag voor die Here staan en bly en volhard. Kom, prys die Here. Almal wat voor die Here staan en hom volhard. Gee julle totaal en al oor aan die redder wat uit Sion kom. Dink prakties hier aan broers, is dit die voorhangsel van die tempel het geskeur van bo na onder. Hoekom? Sodat ek en jy nie meer hoef te verlang dat ons in die tempel moet ingaan en dat iemand anders, 'n priester namens my, moet hande oplig na die Here nie. Ek en jy kan dit doen. Dis ons opdrag. Oral waar ek is, moet ons hande oplig in aanbidding. Doen dit en prys die Here en seën hom met 'n lewe van gehoorsaamheid. En mag dit dan so wees, broers en susters, dat hierdie Here se belofte is, en dit sal waar word ook, dat hy jou sal seën soos wat jy
hom volg, soos wat jy sy disipel is. En nie omdat ek en jy dit verdien nie, want dit kan ons verseker nie. Maar omdat hy die een is wat die hemel en die aarde gemaak het. So, broer en suster, kinders, seën hom in jou lofprysing. Hy is dit waardig. En geniet die seëninge wat hy vrylik aan sy kinders gee. Amen. Kom ons antwoord op die woord van die Here. Ons gaan saam sing lied 196. Vers 1, 2 en 3. O kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 stemme tot U eer, hoe sou ek juig tot U nader, en U my danklied bring, o Heer. Ek sou U roem, roem is weer 'n groot maak, ek sou U roem en lof vermeld, die wonderdade ongeteld. So in hierdie lied, jy's 'n aankondiging van ons lof vir die Here. Hoe sou ek ooit genoegsaam die Here kon loof? Ek weet nie, maar ek gaan probeer. Kom ons staan en ons doen dit. As jy kan staan, lied 196 vers 1, 2 en 3 en dan bid ons saam. Ons betuig ons dankbaarheid teenoor U, Here, in aanbidding en in lofsange, maar ook in die begeerte om U met ons lewens te seën. Ons kyk na ons lewens en ons dink, sjoe, soms voel dit meer soos 'n vloek, 'n straf. En tog aanvaar U die seëninge waar U ons oorweldig, waar U Gees ons heilig maak en ons beter doen as wat ons in ons eie krag kan. Waar ons wel verkondig, waar ons lofprysing ander raak. En dit is ons gebed, Here, dit is ons gebed dat dit wat ons vandag hier doen, dit wat ons gister saam met mekaar gedoen het, dit wat ons in die week saam met mekaar doen, as huisgesinne ook, dat daardie seëninge nie by ons sal bly nie, maar sal vloei.
Ons is nie hier om as gemeente te oorleef nie. Ons is hier geplaas om voluit te leef. En u woorde van lewe by ander te bring. Daarom is ons grootste gebed, verheerlik Uself, seën Uself, Here. Maar gebruik ons. Gebruik ons tot die eer. Amen. Julle kan gerus sit. Daar is nou geleentheid vir ons liefdegawe om ook so tot 'n seën te wees vir mekaar. In ons meelewing wil ek ook vra ons Swys Jacobs gaan môre vir onderhoud verwerk ook. Ons dink aan hom. En Lou laasweek gaan begin, as ek reg is, môre by 'n nuwe werk. Met 'n hoofstuk afgesluit. En met groot seën ook is iemand op genade vir hierdie werk en ons hoop dat hy daaroor tot 'n seën sal wees, kom ons bly ook vir hom voorberei. Is daar ander meelewing? Tannie Elsie, ons is dankbaar, Tannie is beter. Hierdie verkoue vat 'n mens nie. As jy vir jou pladdere kan voel dit vir jou, jy kry swaar, so ons is dankbaar. Ons is ook dankbaar, oom se operasie goed is suksesvol, nie? Was maar nog daar, sy by die huis. Sy nog in die hospitaal. Toe dan bid ons dan daarvoor. Ek het gehoor iewerste was daar 'n operasie. Baie sterkte raak ook so na oor asseblief. Dis reg onthou heup of knie. Ja, as hy. Hierdie is baie keer bietjie stadig. Is daar ander meelewing wat julle nog met ons wil deel? Ek sien hierdie vriende van die groep presies, dit lyk of julle rugby gespeel het gister. Ons het julle hoog gevat. Ons dink ook aan julle. Ek hoop jy lywe voel môre beter. Julle lyk soos goeie rugby spelers, mooi so. As ou dit doen jy dit voluit. Enige ander meelewing? Ek wil ook daarin vra, broers en susters, die vorige gister weer lidmate en almal, maar ook besoekers wat hier was, en mense wat iets by die kerk, die mense van die Here kom soek ook. 'n gesprek daar op die bank met mense en so tussenin, nie lidmate nie, maar mense wat weet waarmee ons besig is. Kom ons bly by dit, iets van wat ons in die Here beleef en iets van sy seëning ook in hulle lewens sal gaan. En dat ons dit sal saai. Dankie vir elkeen se harde werk en ek dink juist iemand, ook 'n besoeker gister het opgemerk, daar is moeite gedoen. Mens kan sien daar is moeite gedoen om dit mooi te laat lyk. Dit van die produkte tot die dieet en alles het, nee, dit is ook 'n seën wat ons aan mense oorgee om te sê, is sommer nie. Ons wil iets beter vir julle gee. En dankie ook daarvoor. Ons gaan voort om die Here te loof. Ons doen dit nou met lied 488. So wat gaan van ons af uit? Wat loop van Horeb af, die berg Horeb af, Sion, ook deur ons, wanneer ons verder reis? As ons sê, mag hierdie lig, hierdie seëning van die Here helder skyn. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien. U is die lig. Mag u lig, Heer, deur ons skyn. So ons gaan nou sing vers 1, 2 en 4, dan gaan ek vir ons die seën van die Here bevestig en ons kom dan met vers 5. Om die mense
die Here se seën soos wat hy ons uitstuur om onder hierdie seën en in sy seën te lewe. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die ewige verhouding met die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Kassasie oudjies, julle kan eers gaan pudding kry. Ons sal julle nie daar probeer hou nie. Daar is, as ek reg is daar 'n bietjie lekkers en seker goed ook wat van die bazaar oorgebly het. So, gaan kry vir julle dan kom julle asseblief terug vir kassasie. Kom ons kuier hartlik saam met mekaar.